Toe ons aan die begin van hierdie jaar begin praat het oor die Envia-reeks, het ons besluit om temas te behandel wat oor die huwelik gaan en breër as dit ook oor ander verhoudings. Ek het gedink ons gaan omtrent 5 of 6 sulke opnames maak oor die huwelik. Maar hoe langer ons hieroor dink, hoe meer besef ons, daar is nog temas wat uitstaande is, wat ons nog oor die huwelik en oor verhoudings behoort te praat. Vanaand wil ek praat oor die eskalasiestryk. Toe ek klein was ek mal oor die verhaal van Samson. Die man, die sterk man wat 'n leeu met sy kaal hande kon doodmaak. Wat op 'n slinkse manier die sterte van jakkalse in mekaar vasbind met fakkels daaraan om die Filistyne se koringlande te verwoes. En natuurlik hoe hy met 'n eselkakebeen 1000 Filistyne doodslaan. Vir 'n seentjie was dit die perfekte verhaal. Maar wanneer jy klein is, kyk jy mos na die wêreld deur die oë van 'n kind. En 'n mens het nie besef dat die temas van oorlog en verraad afspeel in hierdie boek nie. Temas wat uiteindelik tydloos is. Die verhaal van Samson is in die Bybel opgeteken vanaf Rigters 13 tot Rigters 16. En ek wil graag vanaand die storie net vlugtig vertel om die storielyn te behou vir die doel van ons gesprek oor die eskalasiestryk. In Rigters 13 sien ons dat Israel verkeerd gedoen het in die oë van die Here. En daarom het die Here hulle vir 40 jaar lank in die hande van die Filistyne oorgegee. Ons lees hoe die Here Manoag en sy vrou, wat kinderloos was, 'n baba seentjie gee. Hulle het hierdie seentjie Samson genoem. En op die bevel van die engel het hulle hom as 'n Nasareër grootgemaak. Die Nasareërs was mense wat nooit alkohol mag gebruik het nie. Hulle het ook nie hulle hare of hulle baarde geskeer nie. Hulle was totaal en al aan God gewy. Die hoofstuk eindig dan deur vir ons te vertel dat die Heilige Gees op 'n kragtige manier by Samson was. Toe Samson groot geword het, het hy afgegaan na Timna in die gebied van die Filistyne en daar het hy 'n meisie gesien met wie hy wou trou. Hy het die nuus met sy ouers gaan deel en op pad weer terug na die meisie toe en om die bruilof te gaan vier, het 'n jong leeu op hom afgestorm en hy het die leeu met sy kaal hande doodgemaak. Met sy terugkeer het hy weer na die leeukarkas gaan kyk en gesien dat daar dat bye 'n nes gemaak het in hierdie leeukarkas. Hy het van die heuning uitgehaal en terwyl hy loop en eet het van die heuning, het hy aan 'n raaisel gedink wat hy toe vir die Filistyne vra of hulle dit sou kon oplos. Hy gaan hulle ooreenkoms aan. As hulle dit kan regkry om die raaisel op te los, dan sal hy vir hulle 30 stelle klere gee. Maar as hulle binne 7 dae dit nie kan oplos nie, dan moet hulle vir hom 30 stelle klere gee. En die rympie wat hy uitgedink het, klink so: uit die eter het iets te ete gekom, uit die sterkte het iets soets gekom. Die Filistyne het hard gedink om 'n oplossing te vind op hierdie raaisel wat hulle nie kon doen nie. En toe het hulle Samson se nuwe vrou gedreig, sy nuwe bruid, en vir haar gesê, as jy nie vir ons sê wat die betekenis van hierdie raaisel is nie, of die oplossing daarvan nie, gaan ons jou en jou huisgesin doodmaak, jou familie. En natuurlik wat toe gebeur het is, het uit vrees vir die Filistyne wel by Samson uitgevind wat die oplossing van die raaisel is en dit aan die Filistyne oorgedra. Toe uiteindelik op die laaste dag, laatmiddag hierdie raaisel oplos, het Samson presies geweet wat hulle gedoen het en gesê, as julle nie met my kaller geploeg het nie, sou julle nie die raaisel kon oplos nie. Hy is so kwaad dat hy 30 man gaan doodslaan en hulle klere vir die Filistyne gee, ook Filistynse mans. En hy so teleurgesteld in sy nuwe bruid dat hy na sy ouerhuis toe gaan. Hier ontstaan 'n algehele misverstand, soos dit met konflik gaan. Want terwyl Samson na sy ouers se huis toe is, het sy skoonpa gedink, wel, hy seker weg en die huwelik het tot niet gegaan. En so gee hy hierdie bruid vir Samson se best man. Word daai storie nie oud nie. So met Samson se terugkeer, ons weet nie hoe lank dit geneem het nie, bring hy 'n bokkie vir sy bruid saam om vir haar as geskenk te gee.
net om haar te betrap in die arms van 'n ander man. Wel, nie heeltemal nie, want die skoonpa het by die deur gestaan en gesê, hier kom jy nie in nie. Ek het aanvaar, jy het my dogter prys gegee, en daarom het ek haar gegee vir die hand van 'n ander man. Hieroor is Simson so kwaad, dat hy hieroor gaan wraak neem. Hy gaan dan, en hy vang 300 jakkalse, maak hulle sterte aan mekaar vas, met fakkels daaraan wat hy aan die brand steek, en so hardloop die jakkalse deur die koringlande, en hy verwoes hulle koringoes. Dit op sigself maak die Filistyne so kwaad, dat toe hulle uiteindelik vra, maar hoekom het Simson dit gedoen, en hulle vind uit van hierdie huwelik wat verbrokkel het, gaan hulle na sy voormalige bruid toe, en verbrand hulle huis met sy voormalige bruid en haar ouers daarin. Toe Simson daarvan verneem, het hy weer wraak geneem, en hy het al daardie Filistyne weer gaan doodslaan. Omdat hy dit gedoen het, vlug hy dan na Juda toe, en 3000 Filistyne kom dan om hom in hegtenis te neem. Van sy eie mense kom na hom toe en sê, wat het jy aangevang? Het jy nie geweet, die Filistyne heers oor ons nie? Hy sê, goed, as julle my in hegtenis wil neem, beloof my net dat julle my nie sal doodmaak nie, maar net aan die Filistyne oorlewer. Hulle sê, is reg. En so neem hierdie Filistyne hom terug na hulle land toe. Toe hy daar aankom, kom hulle hom tegemoet natuurlik om hom dood te maak. En staan daar, deur die krag wat die Here vir hom gee, breek hy daar die toue soos vlas wat brand, en hy slaan 1000 Filistyne dood met 'n eselkakebeen. Wat 'n eienaardige storie uit die Bybel. 'n Mens leef met die verwagting dat Simson, soos wat die ander rigtersverhale verloop, uiteindelik sy krag, sy gawe sal gebruik om Israel te verlos. Bovenal moes hy 'n voorbeeld wees vir Israel van absolute gehoorsaamheid aan die Here. Onthou, Israel het hulle rug op die Here gedraai. Maar teen alle verwagtinge in, is Simson 'n selfsugtige held. Al die verwagtinge wat ons oor hom koester, stort eintlik uiteen. En soos dit hierdie verhaal vorm met sy selfsugtige wraak, kom ons uiteindelik by 'n plek uit waar hy 'n jammerlike figuur word, wat homself nie kan help nie, wat hals oor kop verlief raak, wat homself begewe aan sy seksuele begeertes. En nêrens lei hy Israel uit hulle verdriet uit, of is hy 'n voorbeeld van 'n gelowige nie. 'n Belangrike tema wat ons in Rigters vind, is dat hierdie sterk man van die oudheid, die sterkste man in die oudheid, homself nie kon help nie, nie in lewe nie en ook nie in sterwe nie. Die enigste plek in sy lewe waar hy iets vermag kry, is wanneer die Gees van die Here hom help om dit te doen. Maar nooit word hy die voorbeeld wat Israel moet navolg nie. Simson se storie is die storie van politieke geweld, van seksuele begeertes, huweliksverraad, afpersing, omkopery, misverstand. Al die dramatiese elemente wat 'n goeie drama uitmaak en wat lewens vandag nog duister. Maar bovenal is dit 'n verhaal van wat gebeur wanneer ons verval in die siklus van geweld. Ek tik jou met die vinger, jy beantwoord dit met 'n vuishou. Ek reageer met 'n elmboog, jy reageer met 'n skop. Ek skop jou kar 'n duik in, en jy brand my huis af. Of, ek sê vir jou, jy's verkeerd. Jy sê, ek redeneer in sirkels. Ek sê vir jou, jy kan nie vir jouself dink nie. Jy sê, ek is 'n narcis. Ek sê vir jou om te weet wat jy maar kan doen. En jy sê, ek moes my kop laat lees het om met jou te trou. Verhoudings kan pynlik wees. Ons verval so maklik in die eskalasie-struik. Die verhaal van Simson wat herhaal word in verhoudings. Ek doen dit, jy doen dat, 'n bietjie erger. Ek reageer weer 'n bietjie erger. En uiteindelik maak hierdie konflik eskalasie dat ons al verder van mekaar af beweeg en mekaar al seerder maak. Ons sê goed wat ons nie bedoel nie, of in die oomblik van woede bedoel ons dit met alles wat in ons is. Maar wanneer ons kalmeer het, besef ons, dit was nie billik nie.
Ek wens ek kan my woorde terugtrek. Maar so maak ons mekaar seer in die eskalasiestryk waarin ons vasgevang word. Konflikoplossing, om die eskalasiestryk tot 'n einde te bring, vra van albei partye in 'n verhouding om te sê, wag, time out. Ons weet waar hierdie konflik ons gaan uitbring. Ons ken mos die verhaal van Samson en die Filistyne en elke ander verhaal waar mense verval in die eskalasie konflik of in die eskalasiestryk. Die enigste manier hoe ons uit die eskalasiestryk en hierdie stryk van konflik kan ontsnap, is 'n verandering van hart van beide partye. Daarom dat Jesus in die bergrede sê, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Matteus 5 vers 1 tot 12. Paulus se raad aan gelowiges is heilige woorde vir alle verhoudings, vir huwelike, gesinsverhoudings, vriendskapsverhoudings, gemeenteverhoudings, verhoudings in die gemeenskap. Luister net wat skryf hy. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit tot voordeel mag wees vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskree en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor ander, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Efesiërs 4 vers 26 tot 32. Wanneer ons in die onvermoë staan, dat ons mekaar regtig nie kan vergewe nie, ons het mekaar te seer gemaak, kan ons mekaar by die kruis van Christus vind. Want daar verstaan ons vergifnis op sy pynlikste. En juis aan die kruis het Jesus gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Somtyds het ons nie 'n verskoning vir die seer wat ons 'n ander gemaak het nie. Ons kan dit bly regverdig, sê ja, maar jy het dit gedoen, ja, maar jy het dat gedoen, en toe het jy dat gedoen, ja, en jy sien, dis die eindelose eskalasiestryk waarin ons verval. Eerens moet ons in verhouding sê, time out. Hierdie konflik sal oneindig lank duur, sonder 'n einde. Maar wanneer ons mekaar by die kruis vind, waar Christus ons onverdiend vergewe het, kan ons mekaar vergewe, maar meer as dit. Ons kan die skuld en die seerkrywoorde van die verlede afskryf, en ons kan nuut begin. Laat ons dan vredemakers wees. Die eskalasiestryk sal uiteindelik geen wenners oorlaat nie. Geseënd is die sagmoediges. Geseënd is die vredemakers. Laat ons dan sagmoedig en vredevol leef. In my huwelik, in my gesin, my vriendekring, in my gemeente en die gemeenskap waarvan ek deel is. Kom ons bid saam. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei.
Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. In Jesus naam. Amen.